Shabbat Shalom, dis 'n pragtige Saterdagmôre en ek groet jou vandag in die wonderbare, die hoogverhewe, die alomteenwoordige naam van ons Meester Yeshua. Hy is ons verlosser en saligmaker, hy is ons rots en ons toevlug en daarom sal ons hom loof en prys tot in alle ewigheid. Halleluja, baie dankie dat jy ingeskakel is. Man, dis vir my 'n voorreg en 'n vreugde om die woord te kan verkondig en dat dit kan uitgaan reg oor Suid-Afrika op hierdie kanaal en ek is so dankbaar daarvan. Dankie dat jy deel is hiervan, dankie dat jy deel is van ons bediening en dat jy ingeskakel het vandag om die woord van Skepper Lewende God te hoor. Nou ek wil met jou gesels vandag oor iets wat nogal ek raak gesien het oor die afgelope periode. Daar is vandag 'n moderne God onder die moderne godsdiens wat nie in die Bybel staan nie. Dit is hartseer om te sien dat mense aanbid 'n God wat nie in die Bybel staan nie. Hulle aanbid 'n God en hulle dink maar dis die God van die Bybel, maar is nie die God van die Bybel. So daar is vandag 'n moderne God wat mense aanbid en daar's 'n moderne godsdiens wat nie opgeteken is in die woord nie. So ons lewe vandag in 'n moderne tydperk gevul met moderne tegnologie en 'n era van verandering. So en die mens word gekondisioneer deur 'n maklike, toeganklike lewe van kitsoplossings. Die mens word gekondisioneer. So met ander woorde, alles wat jy vandag nodig het, is in 'n oogwink het jy dit. Kyk net so 'n bietjie na AI op jou telefoon en as jy op AI is en dis 'n absolute 'n oomblik, 'n splitsekonde en dan is die antwoord daar. So alles is vandag maklik bekombaar. Jy gaan op jou telefoon, jy gaan na 6060 en dan kry jy vir jou groceries binne 'n uur. So alles is maklik vandag. So daar is self-help video's wat baie maklik bekombaar is op YouTube en so met ander woorde die menslike koneksie. Die menslike koneksie, daai van, weet jy wat, kom ek mentor jou, kom ek help jou, kom ek leer jou, daai self-help video's veroorsaak dat die menslike koneksie verwyder word. Die menslike koneksie word weggeneem. Ons sien vandag dat dit is makliker om by die huis te bly en op die TV of op jou telefoon die boodskap te kyk as om by die samesyn te kom van die lewende God. En ek verstaan dit, mense, ek verstaan, daar's mense wat ver bly, ek verstaan, daar's nie altyd gemeentes soos Miknas gemeente reg oor Suid-Afrika nie, ek verstaan dit. Maar is vandag makliker om by die huis te bly, op die TV te sit en te kyk na 'n boodskap of op jou telefoon as om te kom na die gemeenskap, na die samesyn van Yahweh ons Elohim. Want jy sien, die menslike koneksie word verbreek en dis die plan van die vyand. Om die menslike koneksie te breek. Want waar daar 'n samesyn is, waar mense like-minded by mekaar kom, daar is die gees van God. En is nie te sê dat die gees nie in jou is nie, maar waar mense by mekaar kom, dis waar die koneksie van Yahweh ons Elohim is. Mense, die woord leer my dat daar is 'n samesyn. Die woord leer my dat wanneer mense by mekaar kom, dis waar God met ons praat en dis waar die gemeenskap, die gemeente, die eklesia by mekaar kom. En baie keer kry ons die verskonings en ek het al baie die verskonings gehoor. Nee, maar ek het seer gekry in die kerk. Ek het seer gekry in die kerk en daarom gaan ek nie na 'n samesyn toe nie. Ek is so dankbaar ons is nie 'n kerk nie. Halleluja. Ons is nie 'n kerk nie. Ons is 'n samesyn, ons is 'n eklesia, ons is 'n gemeente waarby die afgesonderde volk van Yahweh by mekaar kom. So ek is so dankbaar dat ons is nie 'n kerk nie, maar net so terloops. As mense sê maar ek het seer gekry in die kerk, dan moet jy besef, maar nie een van ons is perfek nie. Nie een van ons is perfek nie. Selfs die persoon wat by die huis sit en die verskoning maak nie, maar ek gaan nooit weer soontoe nie. Ek sal eerder op my telefoon kyk. Daai persoon is ook nie perfek nie. Nie een van ons is perfek nie. En die woord weet dit en Vader weet dit en daarom gee dit in sy woord. In Kolossense 3 vers 13, hy sê verdra mekaar en vergewe mekaar. Wat?
Hy sê verdra mekaar en vergewe mekaar. So dit beteken nie een van ons is perfek nie. Jy sê die woord dit. So ek en jy maak foute. Selfs wanneer ons by mekaar kom, is daar nikke en daar is hakplekke. Nou sê die woord, verdra mekaar en vergewe mekaar. En hy sê, net soos Yeshua julle vergeef het, net so terloops, Yeshua verdra al jou nikke. Hy verdra al jou geite. Hy verdra alles wat jy in jou lewe het. Hy verdra dit. Net soos wat my vrou my nikke verdra het, en net soos wat ek haar nikke verdra het, en ons toe veranderde lewe kry, nou kan ons mekaar lief hê, soos wat Yeshua ons lief het. So mense, dit is baie belangrik dat ek en jy sal weet, ons kan nie 'n moderne God aanbid, onder 'n moderne godsdiens, en verwag Vader moet okay wees daarmee nie. Want hier kom my vraag. Het Vader verander, ja of nee? Nee, hy het nie. Vader het nie verander nie. Maar jy sien, ek besef vandag dat in die moderne tyd waarin ons lewe, waar die konneksie tussen mense weggevat. Want dit is baie makliker om op my telefoon te wees, of op die TV, of wat ook al, en ek vermy mense, want jy sien, ek het seer gekry, en nee, dis te ver, of wat ook al die verskoning is, en dan bly ek eerder by die huis, as wat ek die konneksie maak met mense. Weet jy wat is amazing? Dat wanneer ons groep mense by mekaar kom, nee, dan groet hulle mekaar, en hulle is lief vir mekaar, en hulle bid vir mekaar, hulle seën mekaar, en dis wat Vader wil hê. Maar my vraag bly, het Vader verander? Ja of nee? Nee, hy het nie verander nie. Hy het nie verander nie. Maleagi 3 vers 6 sê dit, want ek, Yahweh, het nie verander nie. Nie verander nie. As Vader Yahweh dan verander het, wie het dan verander? Kan ek vir jou sê wie het verander? Die mens het verander. En meer spesifiek, godsdiens het verander. Want jy sien, daar is vandag 'n moderne godsdiens. Daar's 'n moderne godsdiens en daar's 'n moderne God wat geaanbid word. En dit maak my hart seer om te sien waarmee mense besig is en waarmee hulle besig is in die gemeentes. En ek kan verstaan hoekom sê mense, o nee, ek gaan nie so doen nie. Ek kan verstaan. As ek vandag in 'n moderne gemeente moet instap, ek gaan uitloop. Ek gaan uitloop vanweë die feit dat hulle is nie naastenby soos wat hulle moet wees nie. So ek verstaan dit, mense. Maar daar's nog steeds 'n opdrag in God, Vader se woord, dat ons moet as 'n samesyn by mekaar kom. Hy roep dit in die boek van Deuteronomium, hy sê, wanneer julle saamkom, wanneer daar 'n samekoms is, daar is 7 appointed times in die woord, in die boek van Levitikus hoofstuk 23, waar die volk by mekaar kom, daar is 7 appointed times. En daardie 7 afgesonderde tye, die feestye van Yahweh is vir hom belangrik. Dan moet ons by mekaar kom. En dan is daar natuurlik 'n weeklikse samekoms, en dis op die Shabbat. So mense, dit is vir Vader belangrik dat ons as mens hom sal aanbid soos wat hy geaanbid wil word. Hier kom die opdrag, Jeremia 6 vers 16, so spreek Yahweh, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin. Julle sal rus vind vir julle siel, maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Nou, wie is die hulle? Wie is die hulle? Die woord sê, staan op die weë, kyk en vra na die ou paaie, waartoe die goeie weg is, wandel daarin. Nou sê daar mense, nee, ek wil nie daarin wandel nie. Daar's nie 'n manier nie. Wie is hulle? Kan ek vir jou sê wie is hulle? Dis die moderne godsdiens. Dis die moderne godsdiens wat sê, nee, stel nie belang nie. Wil nie daarin wandel nie. Want jy sien, die mens soek ongelukkig vir hulle self 'n gemaklike godsdiens, want sodra die mens gechallenge word en dinge wat belangrik geag word, aangespreek word, dan is dit 'n probleem. So ek wil nie gechallenge word in my sonde en in my ongeregtigheid nie, ek wil okay wees.
jy sien, ek wil gemeente toe gaan, of ek wil kerk toe gaan, en ek wil in die kerk sit en hoor hoe great ek is, en dat ek het gaan maak, en dan kan ek in die week ingaan, en ek kan maar maak en doen wat ek wil. Jy sien, dis die moderne godsdienst. Maar die woord sê, ons gaan hierdie dinge ervaar, 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 3, want daar sal 'n tyd wees, en daai tyd is nou, dis die moderne tyd, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Mense, dit maak my hartseer om te hoor dat daar soveel mense wat van 'n platform afpraat, en hy sê vir die mense wat hulle wil hoor. Ek kan nie vir jou sê wat jy wil hoor nie, ek moet vir jou sê wat jy moet hoor. Ek kan net die woord van Skepper lewende God aan jou oordra. Niks anders te nie. Ek kan net die woord oordra, en ek moet die woord regsny, want jy sien, ek kry 'n dubbele oordeel. Daarom is dit so belangrik. Wanneer jy nie bly by die woord nie, dan kry jy 'n verwronge beeld van wie Jahwe ons Elohim is. Dan kry jy 'n verwronge beeld. Mense het 'n idee gevorm van wie God is, en eintlik skep vir hulle self 'n God, wat nie dieselfde God is as wat in die Bybel staan nie. Dis hartseer. Weet jy wat maak my kwaad? Wanneer jy praat met mense, en mense het hierdie minagting teenoor die lewende God, en dan sê hulle, ja, maar die ou man daarbo, ek wil 'n gasket blaas. Hy's nie die ou man daarbo nie, hy's heilig, hy's soewerein, hy's almagtig, hy's die skepper van hemel en aarde, hy het 'n woord gespreek, en lig het verskyn oor hierdie heelal. Hy is 'n verterende vuur, mense. Hy's nie 'n speelmaatjie nie. Hy's die God van hemel en aarde, en in 'n oomblik kan hy jou wegvee van hierdie aarde af. En dan het mense sulke minagting teenoor hom. Maar jy sien, dis die moderne godsdiens. Dis die moderne godsdiens. So hoe lyk hierdie moderne godsdiens wat ons vandag in hierdie wêreld het? Kan ek gou vir jou sê? Alright, die eerste aspek van moderne godsdiens lyk so. Alright, so mense sê, hy moet akkommoderend wees met my lewe, en hy aanvaar my net soos wat ek is. Alright, so dis die moderne godsdiens wat mense sê. O nee, hy aanvaar my net soos wat ek is. Nee, hy verander jou. Dis wat die lewende God kom doen. Hy verander jou. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom die wat in Messia is 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Alles het nuut geword. So, nou sê die woord, en ek wil hierdie gou vir jou oopbreek. Right, so hy praat, daarom die wat in Messia is. Right, so in Messia, wat beteken in Messia? Dit beteken ware bekering. Ware bekering. Iemand wat tot ware bekering gekom het. So met ander woorde, die Gees is inwonend in jou. Met ander woorde, jy is in Yeshua. Is in Yeshua. Is 'n nuwe skepsel. Daarom die wat in Messia is 'n nuwe skepsel. Wat beteken 'n nuwe skepsel? Dit beteken die Gees woon nou in jou. Jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n veranderde mens. Jy's nie dieselfde as wat jy was nie. Jy's 'n nuwe mens. Nou gaan die woord verder. Hy sê die ou dinge het verbygegaan. Ou dinge. Wat is die ou dinge? Die ou dinge is jou vorige leefstyl. Is jou vorige leefstyl. Dis 'n lewe van sonde en ongeregtigheid. So jou leefstyl verander. Daarom dis onmoontlik om 'n gay Christian te wees. Dis onmoontlik. O nee, ek is 'n gay gelowige. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Ander jy's 'n gelowige of jy's 'n sondaar. Ander jy's 'n gelowige of jy's goddeloos. Daar's net een van twee aspekte. Ander jy's 'n gelowige, want jy sien om 'n gelowige te wees beteken die ou dinge, die ou leefstyl is verby. Dit het verander. Jou lewe van sonde en ongeregtigheid is weg. En dan sê hy, dit het nuut geword. Nuut geword. Wat gebeur wanneer iets nuut word? So ek doen nie meer die dinge van my vorige lewe nie. Doen dit nie meer nie. Ek doen nie meer die dinge van my ou leefstyl nie. Dit werk nie meer nie.
Die oomblik toe ek tot bekering gekom het, ek het 'n groot vriendegroep gehad, en die oomblik toe ek tot bekering kom, toe kom ek agter, okay, maar ek kan nie meer saam met hierdie mense funksioneer nie. Kan nie. En die oomblik toe ek weer, nadat ek tot bekering gekom het, en ek kom by my vriendegroep, hulle sê vir my, hoorie so, wat gaan met jou? Ek sê, waarvan praat jy? Jy's anders. Ek sê, halleluja. Tuurlik is ek anders. Want jy sien, daar het 'n verandering plaasgevind in my lewe. En toe kom ek agter, maar ek kan nie meer saam met hulle funksioneer nie. My ou leefstyl het nie meer saak gemaak in my lewe nie. En niemand het vir my gesê, Rian, nou dat jy tot bekering gekom het, nou moet jy ontslaa raak van dit, en jy moet ontslaa raak van dat, en jy moet hierdie uit jou lewe uitkry, en raak ontslaa van daai goed nie. Niemand het dit vir my gesê nie. Inteendeel, die Gees van God, wat inwonend in my is, het met my gepraat, en ek het onmiddellik ervaar, maar hierdie goed moet uit. Hierdie goed moet uit, ek moet ontslaa raak van hierdie goed. Daai goed gooi weg. Onmiddellik geweet. Weet jy hoekom? Want Vader verander jou. Verander jou. Nee, Vader moet nie aanpas in my lewe nie, ek moet aanpas teenoor die woord. Hy moet nie akkommoderend wees in my lewe nie, hy aanvaar my nie net soos wat ek is nie, hy verander my. Dis die God wat ek en jy dien. Nou die tweede aspek is, mense sê die volgende, nee, jy sien, ek dien Vader op my manier. Ek dien Vader op my manier. Nee, jy kan nie Vader dien op jou manier nie. Jy moet Vader dien op die manier wat hy gedien wil word. Maar jy sien, moderne godsdienst sê, en die moderne God, nee, maar ek dien Vader op my manier. Nee, Vader het 'n protokol, Vader het 'n spesifieke manier hoe hy gedien wil word. Jy kan nie Vader dien op jou manier nie. Maar luister gou, elkeen van ons is anderste. Elkeen van ons bid anderste. Elkeen van ons se lewe is anderste. Ons het 'n ander manier van Bybelstudie doen. Ons lewe anderste. Maar om Vader te dien, is om hom te dien soos wat hy gedien wil word. Jy kan hom nie dien op jou perspektief en hom dien op jou manier nie. Alhoewel elkeen van ons eie individu is, en nie almal kan loop in my skoene nie. En ek kan ook nie loop in jou skoene nie. Ek bid nie soos wat jy bid nie, en jy bid nie soos wat ek bid nie. Maar Vader wil op 'n spesifieke manier gedien word. Daarom praat hy met die volk, en hy sê, ouens, moenie dit doen wat die heidene nasies doen nie. Doen wat ek vir julle sê. Hier's my huwelikskontrak. Wandel volgens dit. Hier's my voorskrifte. Hier is my insettinge, my verordeninge. Doen die volgende, en jou siel sal lewe. So mense, Vader wil gedien word op sy perspektief, hoe hy gedien wil word. En dan sê mense, o nee, ek hoef nie te doen wat die Ou Testament vir my sê nie. Ek dien hom mos nou maar op my manier. Nee, jy kan nie Vader dien op jou manier nie. Jy moet Vader dien volgens sy woord. Deuteronomium 8 vers 1 sê dit. Hy sê, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en dit in besit neem, wat Jahwe aan julle vaders as 'n eed beloof het. Right, kom ek trek hom so 'n bietjie nader na die Nuwe Testament, want jy sien, baie mense sê, maar ek is 'n Nuwe Testament gelowige. Ek is 'n Nuwe Testament gelowige. Okay, nou kom ons gaan kyk, wat sê die Nuwe Testament. Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal inkom of ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Maar nou kom die verskoning van soveel mense. Die verskoning. Ja, maar niemand kan die gebooie onderhou nie. Niemand kan dit onderhou nie. En as jy dit dan wil onderhou, dan moet jy ook die 613 bywette van die Ou Testament moet jy onderhou. Okay? Alright? So kan ek gou vir jou iets sê, gou vir jou iets openbaar uit die woord uit. Alright, so al 10 die gebooie word herhaal in die Nuwe Testament. Al 10. Ek sê dit weer, al 10 die gebooie word herhaal in die Nuwe Testament. En nou sê mense, o nee, jy kan nie die gebooie onderhou nie, en as jy die gebooie wil onderhou, dan moet jy ook die 613 bywette onderhou wat in die Ou Testament was. Alright, so mense het die gebooie geonderhou. Hulle het.
Die profete het dit geonderhou. Gaan lees Lukas hoofstuk 1. Sagaria en Elisabeth was in al die gebooie en al die voorskrifte van Jahwe onberispelik. So almal het dit geonderhou. So dit was nie 'n onmoontlike taak nie. Mense het die gebooie geonderhou. En nou sê mense, ja, maar dan moet jy die 613 bywette ook onderhou in die Ou Testament. Okay? So, as al 10 die gebooie geherhaal word in die Nuwe Testament, wat moet ons onderhou? Die gebooie. Hy sê dit in Johannes hoofstuk 14 vers 15. Hy sê as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Maar kom ek sê gou vir iets. Alraai. So in die Nuwe Testament is daar 1050 opdragte vir die gelowiges. Hoeveel? 1050 opdragte vir die gelowiges. Alraai, so kom ons kyk gou-gou, die wat nou volgens die Nuwe Testament wandel, kom ek gaan kyk so 'n bietjie in jou lewe of jy al 1050 opdragte onderhou op 'n daaglikse basis. Kom ek gaan kyk so gou so 'n bietjie. Alraai, as jy dan wil sê, nee, maar ons moet die 613 bywette onderhou, as ons dan die 10 gebooie wil onderhou, dan moet jy gaan kyk na die 1050 opdragte vir gelowiges in die Nuwe Testament, en dan gaan ek gaan kyk of jy al 1050 opdragte in die Nuwe Testament, of jy dit onderhou. Mense, kom ek openbaar gou vir iets. As jy in God se weë wandel, en jy onderhou die 10 gebooie, jy het die gees van God in jou, jy het 'n liefde teenoor hom, en jy wandel in sy weë, gaan jy van nature die 613 bywette onderhou. Gaan jy van nature die 1050 opdragte in die woord onderhou. Want as jy hou by die 10 gebooie, jy hou by sy woord, gaan dit van nature kom, o nee, ek kan nie dit doen nie. O nee, weet jy, ek moet hierdie persoon so hanteer. Weet jy, ek moet hierdie situasie, moet ek so hanteer. O, ek moet my besigheid, moet ek so hanteer. Want dan doen jy al 613 bywette, jy doen al 1050 opdragte in die woord, so as ons net hou by die woord. So maklik soos dit. Nou Johannes hoofstuk 15 vers 5 sê die volgende. Nou, kyk wat sê die woord, en ek wil jou gou wys by die menorah. Hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Right, so kyk gou hier. Hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Hy is die ware wynstok. Johannes hoofstuk 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote en sonder my kan julle niks doen nie. In ander woorde, as ek nie in Yeshua ingeënt is, dan beteken my lewe absoluut niks. Nou, die menorah teken vir ons die verlossingsplan van Jahwe deur al 7 die feeste. Right, so as ons in die wynstok ingeënt is, hy is die wynstok, ons is die lote, dan beteken dit dat die feeste is vir Jahwe belangrik, want ons is in wie? In Yeshua, in die lote. So, daarom kan ek nie sê, nee, weg daarmee, ek het nie nodig om dit te onderhou nie, want hy is die wynstok, en ons is die lote. So as ons in hom is, dan beteken dit dat al 7 die feeste vir Jahwe is belangrik. Dit beteken van Genesis tot by Openbaring, die woord is vir hom belangrik. Net so terloops, die woord menorah kom 42 keer in die Bybel voor. 42 keer in die Bybel voor. So hoeveel geslagte van Yeshua was daar? Van Adam tot by Yeshua, 42 geslagte. So 42, 4 is nou natuurlik die numeriese waarde vir Yeshua, 2 is verhouding, want jy sien Yeshua wil 'n verhouding hê met ons, 4 en 2 is 6, met wie? Met die mens, 6 is die getal van die mens. So 42 keer kom die woord menorah in die Bybel voor, en elke keer wat die woord menorah in die Bybel voorkom, is dit 'n verwysing na lig. So ek kan nie lig hê in myself, die lig van Yeshua in my hê, as ek nie in hom ingeënt is nie. En as ek in hom is, dan beteken dit, van Genesis tot by Openbaring is vir my belangrik. Dat die 7 feeste is vir my belangrik. So ek kan nie verstaan dat mense sê, maar weg daarmee. As jy wegdoen daarmee, dan beteken dit, jy trek jouself uit die ware wynstok. As jy in die ware wynstok is, en jy is die lote, dan moet jy vrug dra. Hoe dra ek vrug?
deur te wandel in die weë van Skepper lewende God, volgens sy voorskrifte, volgens sy feeste, want as ek wandel in sy feeste, dan kom ek by die totale verlossingsplan van Jahwe, en ek kom by die diepte van God se woord. Alright, nou kom hy verder, die derde aspek van moderne godsdiens is, mense sê, ja, maar sy genade is vir my genoeg, sy genade, mense, en mense hamer op die genade van Jahwe as 'n regverdiging vir hulle losbandige lewe. Dis moderne godsdiens. O, sy genade, sy genade, sy genade. En Judas 1 vers 4 sê, so mooi, hy sê, want sekere mense het ingesluit, wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van Elohim verander in ongebondenheid of losbandigheid, en die enigste Heerser Elohim, ons meester Yeshua, die Messias, verloon. Sê die woord dit. Kan ek gou vir jou iets sê? Die genade wat verkondig word, is nie die genade van die Bybel nie. Die genade wat verkondig word onder die moderne godsdiens, is nie die genade van die Bybel nie. Want hulle verkondig, jy het nie nodig om jou sonde te bely nie, jy het nie nodig om weg te draai van jou sonde nie, so dis nie die genade waarvan die Bybel praat nie. Kan ek vir jou lees, wat se genade praat die Bybel van? Kan ek vir jou lees? Die genade waarvan die Bybel praat, is in Romeine hoofstuk 5 vers 21. Dis die genade waarvan die woord praat. Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Yeshua Messia, ons meester. Kan ek dit weer vir jou gee? Sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Yeshua, ons Messia, ons meester. So wat doen genade? Genade bring jy tot geregtigheid. Gaan lees Genesis hoofstuk 6. Noag het met God gewandel. Noag was 'n man gewees van geregtigheid. En daarom het hy genade gevind in die oë van Jahwe. Hoekom? Want hy was regverdig. Hy was in geregtigheid. So genade moet werk in jou lewe deur geregtigheid. Genade is nie 'n verskoning om losbandig te lewe nie. Dis die moderne godsdiens. Dis die moderne God wat mense aanbid. En dan vierdens, en dis die laaste ene wat ek met jou wil hanteer, en hierdie is vir my 'n groot kommer. Hierdie is vir my 'n groot kommer. Jy sien, want mense vandag onder die moderne godsdiens, en die moderne God wat hulle aanbid, gaan alles oor wat God vir my kan doen. Want jy sien, ek aanbid 'n God wat dinge vir my doen. As ek my vingertjies klap, dan gebeur daar dinge. Want jy sien, ek aanbid 'n God wat vir my dinge doen. Sorry, nee, ek dien Jahwe vir wie hy is, nie vir wat hy vir my doen nie. Ek dien hom, en ek aanbid hom vir wie hy is. Halleluja! Ek het dit al voorheen gesê in een van my boodskappe, en ek gaan dit vandag weer sê. Nou luister nou baie mooi. Dit gaan nie oor my nie. Wanneer ek die woord vat, en ek lees van Genesis tot by Openbaring, net so terloops, dit gaan nie oor my nie. Wanneer ek die Bybel lees, gaan dit alles oor die God van hemel en aarde. Gaan alles oor hom. Gaan nie oor my as mens nie. Ons is 'n bysaak. Ons het genade gevind in die oë van Jahwe, en hy het ons geskaap na sy beeld, sy gelykenis, en hy het sy lewensasem in ons ingeblaas, maar dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor hom. Want net so terloops, wie kom terug om sy koninkryk hier op aarde te sit? Die mens? Nee, Yeshua. Wie het gekom om die verlossing te kom gee? Yeshua. Wanneer jy kyk van Genesis tot by Openbaring, is daar 'n goue draad. Alles in die Bybel gaan oor Yeshua. Gaan oor Yeshua, die tabernakel, die offers. Alle aspekte gaan oor Yeshua. Alles. En daarom, dit gaan nie oor my nie. Dit niks met my uit te waai nie. Gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die God van hemel en aarde. Dis waaroor dit gaan. Die mens is maar net 'n bysaak. So hoekom aanbid mense God vir wat hy kan doen aan hulle of vir hulle? Ek verstaan dit nie. Ek aanbid Jahwe
vir wie hy is en nie vir wat hy vir my doen nie. Dis vir my die belangrikste. Maar jy sien, moderne godsdiens gaan alles oor die mens en nie meer oor die skepper van hemel en aarde nie. Want jy sien, die pastoor moet preek wat ek wil hoor en ek wil goed voel oor myself en ek moet weet hoe Yahweh in my lewe tot voordeel kan wees, tot sukses en tot welstand in my lewe. Jy sien, dis die God wat ek aanbid. O, die God wat soveel dinge vir my doen. En die oomblik as ek bid, dan gebeur daar dinge. As ek my vingertjies klap, dan moet Yahweh spring. Sorry, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Dis hartseer om te sien dat vandag onder mense en in die kerke en die moderne godsdiens het Yahweh wegbeweeg van 'n heilige, 'n almagtige, die majesteit, die skepper van hemel en aarde na 'n genie wat jou wense waarmaak. Dis ongelukkig hoe dit is, mense. Daar's 'n moderne godsdiens. En hierdie moderne godsdiens is besig om reg oor hierdie wêreld. Is hy besig om mense in te trek en mense aanbid God nie meer vir wie hy is nie. Hulle aanbid hom vir wat hy vir hulle kan doen. Daarom kry jy vandag profete en die profete staan op en weet jy, profete is geklee met designerklere en hulle kom met verskriklike karre kom hulle aan en dan is dit nou 'n profetiese diens, dan praat die profeet nou en die profeet haal mense uit en hy sê, o, jy gaan so suksesvol wees, ek sien jy gaan die volgende bereik en ek sien dat Vader gaan jou oplig en ek sien karre en huise en jou besigheid gaan floreer en dan profeteer 'n profeet in mense se lewens in hulle eet dit op so soetkoek. Dan dink ek, waar is die ware profete? Die ware profete wat nie geld gedrewe is nie. Want jy sien hulle is nie meer prophets nie, maar hulle is prophets. Met ander woorde, dit gaan alles oor die profeet wat hulle kry. So die profete is geld gedrewe vandag en hulle profeteer wat mense wil hoor. Maar 'n ware profeet staan op en hy praat met 'n gemeenskap of 'n gemeente of 'n samekoms en hy praat spesifiek en hy sê, hoor hierso, ek sien in jou lewe jy's besig met 'n buiteegtelike verhouding. Stop daarmee. Vader, wys vir my dat jy's besig met pornografie. Stop daarmee. Dis 'n ware profeet. 'n Ware profeet openbaar sonde en ongeregtigheid. Gaan kyk wat sê die woord. Elke keer wat 'n profeet gepraat het, het hy gepraat om te sê, ouens, keer terug na Yahweh. Julle is besig om van hom af weg te draai. Julle is besig om die gebooie en die insettinge en die verordeninge van Yahweh te verontagsaam. Kom terug. Dis 'n ware profeet. Maar jy sien, dit gaan alles oor die mens. En dit gaan nie meer oor die lewende God nie. Kyk wat sê Psalm 145 vers 3. Hy sê, Yahweh is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Maar vandag kry die mens al die accolades. O, pastoor! Yes, ons waardeer jou. Pastoor, jy's so great. Mense, ek sê dit vir die gemeente en ek sê dit vir baie mense. Moenie my ophemel nie. Asseblief nie. Ek haat dit. Moenie oor my praat nie. Moenie oor my praat nie. Moenie my ophemel nie. Wanneer ek 'n woord gebring het, nê, en mense kom praat met my en sê, pastoor, dit was 'n goeie woord. Ek sê altyd, ek gee aan Vader al die lof, al die eer, al die aanbidding vir sy woord. Gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die skepper van hemel en aarde. Maar ek het 'n probleem daarmee dat mense so opgehemel word. En die profete, as die profete kom, word die rooi tapuit uitgegooi en die pastoor of die profeet moet daarom maar weet dat die mense waardeer hom. Nee man, ek is 'n doodgewone mens net soos jy. As ek in die môre opstaan, dan stink my asem net soos jou, né? Ek's 'n doodgewone mens. Moenie my ophemel nie. Dit gaan oor die lewende God. Dit gaan nie oor die mens nie. Hebreërs 12 vers 28 tot 29. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en Elohim welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons Elohim is 'n verterende vuur. Ja, so wie is die mens? Die mens is niks. In 'n oomblik kan Vader my wegvee van hierdie aarde af. Wie dink die mens is hy? Niks man.
Dit gaan alles oor Yahweh ons Elohim. Nou wil ek gou iets met jou deel, voordat ek afsluit, wil ek gou iets met jou deel. Daar was 'n profesie gewees, profesie wat uitgegaan het oor die laaste dae, tydens die Azusa Straat herlewing in April 1906, en dit het geduur tot en met 1915. En in die jaar 1910 was daar 'n profesie wat uitgegaan het, en hierdie profesie het 3 dele gehad. En hierdie profesie het uitgegaan, en het met betrekking tot die laaste dae waarin ons lewe. En ek wil gou hierdie met jou deel, voordat ons gaan afsluit. Nou luister gou hier. Hierdie profesie het uitgegaan tydens die Azusa Straat herlewing. So die eerste profesie sê die volgende. Hy sê daar sal, praat nou in terme van die laaste dae waarin ek en jy vandag lewe. Hy sê daar sal 'n beklemtoning wees van krag in plaas van geregtigheid. Daar sal 'n beklemtoning wees van krag in plaas van geregtigheid. En ons sien dit vandag. Onder die New Apostolic Reformation beweging wat oor hierdie wêreld plaasvind, sien ons dat daar is 'n beklemtoning van krag in steede van geregtigheid. So nou word daar gebid en mense kap om en is verskriklik. En daar is, mense gaan oor in 'n lagbui en hulle hardloop om die gebou en hulle gaan te kere, en ek sien dat onlangs was daar 'n video gewees wat op sosiale media versprei het, van waar hulle gebid het vir 'n spesifieke persoon, en hy kruip die somme op die muur op, en daai is demoniese manifestasie, en waar mense in 'n lagbui ingaan, dis die Kundalini gees. Gaan kyk so 'n bietjie daarna. So die Kundalini gees is besig om pos te vat oor soveel gemeentes, want jy sien die beklemtoning is op die krag in plaas van geregtigheid. Die beklemtoning is op krag, en nou word daar in gemeentes word daar nou geleer om te profeteer. Daar's 'n sekere gemeente wat die jong mense nou vat, en dan sê hulle, alright, al wat jy doen is, wanneer jy nou kom by iemand, dan begin jy net praat, en jy begin profeteer, en jy begin dinge sê, en jy profeteer in daai persoon se lewe in, en moenie bekommerd wees as jy iets verkeerd sê nie. Dan dink ek, regtig, Vader se woord sê, hy sê, wee hulle wat sê, so sê Yahweh, maar ek het niks gesê nie. Jy kan nie leer om te profeteer nie. Dis 'n gawe van Yahweh ons Elohim. Dis 'n gawe van Yahweh. So nou is die beklemtoning op krag, want jy sien, nou bid ons vir siekes en hulle word gesond, en daar's niks daarmee verkeerd nie. Inteendeel, dis hoe die ware gemeente moet funksioneer. Daar moet Heilige Gees krag wees, maar nou is die beklemtoning op dit in steede van geregtigheid. Kom verduidelik gou vir jou iets. Die woord sê in Johannes hoofstuk 4, vers 23-24, hy sê dat ons met Vader dien in gees en in waarheid. In wat? Gees en in waarheid. So, wanneer daar 'n beklemtoning is op die geestelike aspek, en dit gaan alles net oor die Heilige Gees en die kragwerking en die gawes ensovoorts, wat ons niks daarmee verkeerd nie. Daar moet die Gees van God moet funksioneer in 'n samekoms. Dit moet so wees. Maar nou is daar 'n beklemtoning van die Gees. Wat ontbreek? Die waarheid. Net so aan die ander kant is daar weer 'n beklemtoning van die waarheid. So mense hamer op die waarheid, en is Shabbat, en is feeste, en is name, en is al hierdie goed, en dis net waarheid, maar die Gees ontbreek. En wanneer die Gees ontbreek, dan kan daar so maklik 'n verkeerde dwaalgees inkom. So daar moet 'n balans wees tussen die Gees en die waarheid. Daar moet 'n balans wees. Vader sê, moet hom dien in gees en waarheid. Maar nou, in die laaste dae is daar beklemtoning van krag, beklemtoning van gees, in steede van geregtigheid. Nou wat is geregtigheid? Geregtigheid is om te wandel in die weë van skepperlewende God. Met ander woorde, waarheid. So daar's 'n waarheid tekortkoming vandag in mense se lewens. Die tweede profesie sê die volgende, hy sê daar sal 'n beklemtoning wees van aanbidding, met ander woorde worship, van aanbidding tot 'n God wat hulle nie meer voor bid nie. Ek gaan dit weer vir jou gee. Daar sal 'n beklemtoning wees van aanbidding, van worship, tot 'n God wat hulle nie meer voor bid nie. En ons sien dit gebeur.
Want hierdie groot mega gemeentes waarby al hierdie New Apostolic Reformation beweging mee betrokke is, hierdie ouens is so besig met worship en daarom kry jy soveel worship songs wat uit daai gemeentes uitkom. Hulle is so besig met aanbidding. Dis eintlik soos 'n aanbiddingskonsert, 'n worship concert. Wanneer jy na die gemeente toe gaan, dit is 'n verskriklike skou wat hulle aansit. Dis worship, hulle gaan te kere met dit. En daardie aanbiddingsmusiek versprei reg oor die wêreld, maar daai mense wat kom na die gemeente toe, is nie meer mense wat werklik waar bid vir die lewende God nie. In hierdie week, ek word vroeg in die môre word ek wakker en ek staan op en ek gaan kniel en nou is ek besig om te bid en weet jy, en ek besef dat hoe kan jy enigsins gebed, jou gebedslewe eenkant toe stoot? Want jy sien die fokus vandag in soveel gemeentes, die fokus vandag onder moderne godsdienst is worship en is aanbidding. Maar die fokus moet verander en ja, aanbidding is belangrik en is lekker om saam te aanbid, maar die fokus moet wees op die God van hemel en aarde en ek moet kan bid. En ek sien dit vandag, wanneer jy kom en jy kry 'n groepie mense by mekaar en sê, right, kom ons vat hande, kom ons bid gou saam. Ons bid vir die volgende 3 minute, bid ons vir die volgende. En dan begin jy bid en dan kom jy agter, na 30 sekondes bid mense nie meer nie. Na 30 sekondes, dan sien jy, okay, hierdie ou bid nie, daai ene bid nie, daai ene bid nie. Dink ek, okay, maar wat het geword van 'n gebedslewe? Mense kan nie eens meer vir 3 minute lank bid nie. En dan dink hulle maar aan bid die lewende God. Wat het geword van die godsdienst wat Vader van ons verlang? As jy kyk in die boek van Nehemia, hulle het vir 9 ure het hulle diens gehou. 9 ure lang. Hulle het die woord oopgemaak, hulle het gerepent, hulle het gelees, hulle het gebid, hulle het die lewende God geaanbid, weet jy, vir 9 ure lang. En die oomblik wanneer ons by 'n samekoms kom, en is net so 'n bietjie lank, pastoor, jy moet nou ophou, hoor. O nee, ek het dinge wat ek moet doen. Is wanneer gaan hierdie pastoor nou land? Okay, ek gaan nou land. Right, die derde profesie. Hy sê, daar sal 'n beklemtoning wees van die gawes van Heilige Gees in plaas van die koningskap van Yeshua. Daar sal 'n beklemtoning wees op die gawes van Heilige Gees in plaas van die koningskap van Yeshua. En luister gou mooi, die gawes van Heilige Gees is belangrik. Dit bring vir ons autoriteit, heerskappy en gesag en mandaat. So, maar ons kan nie 'n fokus hê op die gawes van Heilige Gees. En Yeshua, wie hy is, sy koningskap, sy heerskappy, wie hy is, dat hy God gemanifesteer is in die vlees, dat ons dit eenkant toe skuif en net fokus op die gawes van Heilige Gees. Want die oomblik as jy dit doen, dan kry jy 'n verwronge beeld en dan kan daar baie maklik 'n valse lering inkom in 'n mens se lewe. En wat kry 'n mens vandag onder soveel gelowiges? Wat kry jy vandag? Nee, Yeshua is nie aanbiddingswaardig nie. Yeshua is nie God gemanifesteer in die vlees nie. Dan kry jy dit. Maar ek wil vandag dit baie publiek maak om te sê, Yeshua is aanbiddingswaardig. Mense, gaan lees jou Bybel. Gaan lees jou Bybel. Hy is God gemanifesteer in die vlees. Hy is God. Hy is aanbiddingswaardig. Hy is God wat vlees geword het en onder ons kom woon het en hy is verheerlik. So mense, ek kan nie 'n beklemtoning hê op die gawes van Heilige Gees en ek weet nie wie Yeshua is nie. En dis ongelukkig die moderne godsdienst wat ons vandag het. So mense, ek wil hierdie met jou deel vandag, sodat jy kan weet. Ouens, ons kan nie besig wees met 'n moderne godsdienst nie. Ons moet Jahwe aanbid, soos wat hy geaanbid wil word. Ons moet die God van hemel en aarde, Jahwe ons Elohim, met ons in ons lewe hê, ten volle, soos wat hy gedien wil word. So as daar enigsins 'n aspek van moderne godsdienst in jou lewe is, as dit nou tyd om te repent. Maar kom ons keer terug na Vader. Kom ons keer terug na die woord. Kom ons keer terug na ware godsdiens. Kom ons keer terug dat ons Vader sal begin dien volgens sy perspektief en nie ons perspektief nie. Maar dat ons hom sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel en met al ons krag, ons hele verstand.
sodat hy, die God van hemel en aarde, verheerlik kan word in jou lewe. Weet jy hoekom? Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. Halleluja. Kan ons saam bid net vir 'n oomblik? Kan ons saam bid? Vader, dankie. Dankie dat ons as die afgesonderdes, die eklesia, waar mense nou ook al is, of dit nou is in die Kaap, of dit nou is in Limpopo, of dit nou is in die Noordwes, of KwaZulu-Natal, Vader, dit maak nie saak nie, waar mense vandag ook al is. Vader, bid ek, dat hulle die aanraking, die teenwoordigheid van die lewende God sal ervaar. Vader, want afstand maak by U nie saak nie. Maar Vader, my gebed is, dat ons in die liefde van Yeshua sal inbeweeg, dat ons waarlik sal weet, dat U die ware wynstok is. Bring ons in, Vader, dat ons ingeënt sal wees in U, dat ons die lotus sal wees. Vader, dat ons sal vrug dra. My gebed is, Vader, dat U ons sal aanraak vandag met U krag, met U wysheid, met U insig, en dat ons U sal ken in die grootheid van wie U is. Verander ons perspektief vandag, Vader, dat ons nie na onsself sal kyk as iets nie, maar dat ons net sal opkyk na die lewende God, ja by ons Elohim, en dat ons sal weet, dit gaan alles oor U. Vader, ek bid vandag dat die moderne godsdiens wat vandag in hierdie wêreld is, dat dit geen vatplek in ons sal hê nie. Vader, dat ons nie 'n moderne God sal aanbid nie, maar dat ons U sal aanbid, soos wat daar in U woord opgeteken is, dat ons die God van die Bybel sal dien, dat ons U sal ken in die grootheid en die almag van wie U is. Vader, ons maak vandag die verklaring dat ons wil U dien, nie vir wat U vir ons kom doen nie, maar vir wie U is. En mag U, Vader, die gestalte in ons vind, mag U vandag, Vader, in ons lewe verheerlik word in alle aspekte. En dat die volle grootheid van Yeshua in ons lewe gestalte sal vind. Ek bid vandag, Vader, vir deursettingsvermoë. Vader, ek bid vandag, Vader, vir wysheid en insig, dat wanneer ons in hierdie lewe begin funksioneer, dat ons nie ingesleep sal word met hierdie wêreld. Maak ons attent, Vader. Maak ons oë oop, dat ons sal weet wat in hierdie wêreld aangaan, en Vader, dat ons bewus sal wees van wat die wêreld doen, en dat ons sal hou by die woord van Skepper lewende God. Dankie, Abba. Vader, help ons dat ons mense sal wees wat in gebed oorgaan. Dat ons nie net aanbidding sal doen en vergeet om te bid nie. Nee, Vader, gee vir ons 'n gebedslewe, trek ons dieper in U teenwoordigheid, en dat ons 'n gebedslewe sal hê, dat ons wagters op die muur sal wees. Vader, dat ons intercessors sal wees, dat ons sal begin bid, soos wat U geaanbid wil word. Dat ons U sal begin aanbid, in die grootheid en in die almag vir wie U is, en dat ons U sal ervaar, soos wat U is. Ek bid vandag, Vader, dat ons sal glo wat U woord sê, dat ons sal doen wat U woord sê, en dat ons sal ontvang, soos wat in die woord opgeteken is. En dis my gebed vir elke persoon, reg oor Suid-Afrika. En ek dank U daarvoor, in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek eer Abba, dankie vir sy woord, en mag hierdie woord vandag in jou lewe 'n groot verskil kom maak, sodat jy hom kan dien in gees en in waarheid. Nou ja, van my kant af, wees geseënd, geniet jou Shabbat, tot volgende keer. Shalom.